So wat sê ons vir mekaar? Almal gaan dalk nie op 'n wêreldpodium staan om mense van Jesus te vertel nie. Maar almal van ons kan 'n invloed hê op iemand anders. En wanneer ek verantwoordelikheid aanvaar vir my invloed en ek verskerp dit elke dag bietjie vir bietjie vir bietjie, oor tyd kry ek 'n laserskerp invloed op my omgewing en word ek 'n leier. So my fokus is nie om 'n leier te word of om 'n mentor te word nie. Moenie daarop fokus nie. Fokus net om elke dag jou invloed te verskerp en 'n bietjie meer, 'n bietjie beter te hê. Probeer net doelbewus jou invloed fokus. Leierskap en mentorskap is niks anders as invloed nie. Wanneer ek fokus op my invloed en ek maak dit weier, outomaties word ek 'n leier. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 11:1. Paulus sê net dit. Volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. So Paulus het geweet, as hy die voorbeeld stel en hy fokus sy invloed, gaan mense hom begin volg. En hy stel die voorbeeld klaar. Ek en jy moet klaar die pad stap wat ons wil hê mense moet agter ons aanstap. En wanneer ek en jy die pad stap na Jesus toe, weet ons as ons invloed op mense gaan hê en hulle volg ons, dan gaan hulle ook by Jesus uit. Paulus het geweet hoe om sy invloed te gebruik om mense by Jesus uit te bring. Die vraag wat ek jou wil vra is wat jy mooi moet oordink is, waarom het Paulus so baie mense bereik vir Jesus? Dink mooi daaroor. Naas Jesus het Paulus die grootste invloed op die wêreld gehad soos wat ons dit vandag ken. En as ek een tree kan terugstaan en sê, die ander disippels het wonderlike werk gedoen, maar nie naastenby soveel krag gehad soos Paulus nie. Hoekom nie? Wel, hierdie mense het spesiaal en naby aan Jesus gestap. Paulus was die laatgeborene en hy het Jesus net een keer ontmoet persoonlik op pad na Damaskus toe en die Here het hom so gebruik. Wat was die antwoord? Hoe het Paulus dit reg gekry? Wat het Paulus anders gemaak? Die geheim lê in 1 Korintiërs 2:2. Laserskerp fokus op sy invloed. Paulus sê, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel hom as die gekruisigde nie. Paulus het geweet om sy invloed te laat geld. Paulus het geweet om sy invloed te gebruik om mense vir Jesus te wen. Paulus het geweet om sy invloed te gebruik om disippels te maak. En dis die vraag wat ek aan jou nou wil antwoord. Hoe fokus ek my invloed om mense by Jesus te kry? Nou dit is waar Ontdek 401 gaan. Ons gaan daar praat oor Ontdek 401 mentorskap en ek wil jou nooi om dit saam met my te doen. Maar voordat ons aangaan na Ontdek 401 toe, wil ek graag vir jou hierdie gediggie lees van The Little Chap Who Follows Me, John Wooden. Hy sê, a careful man I ought to be, a little fellow follows me. I do not dare to go astray, for fear he'll go self the same way. I cannot once escape his eyes. Whether he see me, yes, he tries. Like me, he says he's going to be, the little chap who follows me. I must remember as I go, through summer sun and winter snow. I'm building for the years to be, the little chap who follows me. Mag die Here my en jou attent maak op die pad wat ek en jy stap, dat as mense agter ons aanstap, dat hulle by Jesus sal uitkom. Mag die Here vir jou seën, sodat hy die baas kan wees oor die invloed wat jy het, en dat die Here vir jou sal seën dat jy jou invloed verstandig sal gebruik. In die volgende studie kyk ons na Ontdek 401 mentorskap. Ons gaan kyk oor hoe ons invloedssfeer kan vergroot.